Liefde is. Dit is mos in die vroeë jare, onthou julle, was daar van daai prentjies, dan staan daar liefde is en dan kan jy voltooi wat jou idee van liefde is. Allerhande dinge is daar gesê. Wat sou jy vandag sê? Liefde is wat? Daar is 'n multi-biljoen trade aan die gang in die wêreld op die oomblik oor met liedere, populêre liedere wat oor die liefde gaan, een of ander manier, of dit is nou gebroke harte, of dit is 'n verlange, of dit is 'n uitgestelde liefde, of dit is 'n nuut gevinde liefde. Maar die tema van liefde is nou die een wat die ore altyd laat spits en wat mense aan die dink sit. Die liefde is. Nou, ek wil nou in hierdie boodskap net een voorbeeld gee van wat ek dink die liefde is. En ek wil graag sê, liefde is 'n brug. Liefde is 'n brug. 'n brug oor 'n wye kloof met afgronde dikwels tussen 'n kloof wat nie maklik af en opgeklim kan word of oorbrug kan word sonder 'n platform, 'n brug om op te beweeg nie. Dit is om een oewer met 'n ander oewer te verbind. Wat daardie kloof veroorsaak het tussen mense kan verskeie redes wees. Dit kan seer kry wees, dit kan wrokgevoelens, bitterheid, alleenheid, verwerping, teleurstelling, misverstande. Verskriklik baie goed wat hierdie kloof tussen mense kan veroorsaak. En wanneer jy in so 'n situasie beland dat jy voel daar is so 'n kloof tussen jou en iemand vir wie jy werklik omgee, dit hoef nou nie 'n liefdesmaat te wees nie, selfs net 'n baie goeie vriend of 'n sakevernoot, maar jy voel dat die gaping en die afgronde net al hoe groter en groter word tussen julle, en jy wil graag weer 'n noue verhouding met daai persoon hê. Dit is dan wanneer 'n mens begin verlang na 'n manier om net weer by mekaar te kan uitkom, te bereik, en dit is die liefde. En dan nie sommer net enige soort liefde nie. Ons kan dink aan die liefde van 1 Korintiërs hoofstuk 13, waar dit gaan oor dinge soos vergifnis en verdraagsaamheid, waar daar geen selfsug is nie, 'n liefde wat nie eie belang soek nie, maar die belang van iemand anders soek, die verdraagsaamheid in die liefde, vriendelikheid, opregtheid. Daar staan ook in daai gedeelte in 1 Korintiërs 13 dat die liefde is soos 'n afdak wat 'n mens bou oor iemand anders om daai een te beskerm teen byvoorbeeld die elemente van die natuur en teen seer kry. Dit is daai soort liefde wat stelselmatig dan 'n brug kan bou, want dis die ding met 'n brug, hy moet gebou word. Hy is nie net outomaties daar nie. As hy eenmaal al staan, dan kan 'n mens heen en weer oor hom beweeg, maar 'n brug moet gebou word en dikwels met tyd. En die beste voorbeeld wat ons natuurlik het van die brugbouer is in die Bybel van Jesus Christus self, wat hierdie verskriklike afgronde, hierdie gaping tussen God en mens kom herstel het deur dit wat hy in liefde vir ons kom doen het aan die kruis, om daai brug weer tussen ons en God te kom herstel, sodat ons weer vrye toegang tot God het, sodat ons daagliks met God een kan wees. En hy het dit gedoen deur dat hy sy lewe gegee het. Daar staan ons ook in die evangelie van Johannes dat daar's geen groter liefde as dit, dat 'n mens sy lewe vir 'n vriend sal gee nie. Letterlik jou lewe sal opoffer. Dit is die soort brug wat ons sal bou. So dit beteken wanneer ek 'n brug bou, dat ek nie net slim maniertjies moet uitdink om weer die ander een te beïndruk of weer te kan bereik nie. Om werklik waar 'n brug te bou is om uiteindelik met jouself te bou. Met selfondersoek, met inkeer in jouself, met mooi gaan dink, hoe kan ek die ander persoon weer oortuig van my opregte omgee, my waardering, my liefde. Veral waar die gaping groot is en jy kan besef wat jy dalk self
hierdie afgronde veroorsaak het, dan begin dit met gewone vriendelikheid, met verdraagsaamheid, met omgee. Eens wat ek sê, dit is nie net vir 'n naby, intieme geliefde van jou nie. Dit kan met jou kinders wees, met jou ouers. Dit kan met mense wees met wie jy daagliks te doen kry, daar waar jy petrol ingooi, daar waar jy in die winkel jou aankope doen, daar waar jy jou rekeninge gaan betaal. Net die manier hoe dat jy die gaping wat daar in hierdie wêreld tussen mense ook ontstaan, kan oorbrug deur net natuurlike ordentlikheid, net respek vir ander mense. So kan ons brugbouers word in hierdie lewe, en ek dink dis juis wat Christus van my en van jou kom vra. Omdat daar so maklik in hierdie wêreld, hierdie gapings tussen mense kan ontstaan, dat ons in hierdie wêreld brugbouers moet wees, en dan nie met foefies en snaakse goedjies wat ons aanvang nie, maar met opregte omgee liefde, met barmhartigheid, wat dieselfde is as 'n warmhartigheid is. Hulle sê mos, as jy met 'n vreemdeling, as jy reg 'n vriendskap met 'n vreemdeling uiteindelik wil opbou, dan moet jy dit doen deur van jou kant af klein opregte barmhartigheids dade teenoor daai een te doen, 'n hulp, 'n kraan te gaan regmaak, swart sakke te gaan help uitsit, te gehoor hoe dit gaan. Klein dingetjies, hulle sê, letterlik, die sielkundiges sê dit ook, hoe meer jy so na mense uitreik en vir hulle iets goeds en moois doen, hoe meer verander jou eie gesindheid teenoor daai persoon, hoe meer begin jy, sonder dat jy dit besef, jy is net een dag op 'n dag dat dit gebeur, dat jy regtig waar begin omgee vir daai een, dan het jy die brug gebou, deur net doodnatuurlik, menslik, vir daai persoon die lewe aangenamer, makliker te gaan maak. Dit is hoe vriendskappe werklik gesmee word en ontwikkel. Dit is hoe vreemdelinge, selfs mense wat vyande van mekaar was, uiteindelik vriende kan word, deur daai na mekaar toe beweeg. Ja, so dit is so, brugbouery moet dikwels van weerskante kom. Jy al gesien, wanneer daar oor 'n baie groot kloof 'n brug gebou word, dan kom die ingenieurs en hulle bou van weerskante, en uiteindelik dan ontmoet die vlakke mekaar in die middel, en daar staan die stewige brug. 'n Goeie brugbouery vra dit, maar dit gaan ook nou nie van my en van jou veel help as ons nie eerste ook begin bou nie, om so die ander persoon te motiveer om self ook te begin bou. En met liefde, en dan hierdie soort liefde, hierdie brugbou is daai liefde wat sê, ek doen dit nie om iets terug te ontvang nie. Natuurlik, 'n mens leef van waardering, 'n mens wil sien dat liefde aan die ander kant in waardering ook groei, natuurlik. Maar as jy dit doen om te sê, ek gaan nou die wasgoed was, so ek verwag, ek wil vanaand daai en daai tyd my koffie en my tee en my toebroodjies hê, want ek het iets gedoen, nou verwag dan van jou kant af ook iets. Dis natuurlik dat 'n mens so voel, dat jy wil hê dit moet gebeur met jou. Maar opregte ware liefde is om te gee en om te bou, sonder om 'n teenprestasie te vereis, te verwag. Daai ander kant, die ander prestasie, sal van nature kom, as daai persoon ook oortuig is van die liefde en die omgee waarmee jy die brug bou. So kom ek moedig jou aan, as daar enige mense in hierdie lewe is, of dalk wil jy sommer teenoor alle mense so, maar as jy die gaping tussen jou en ander mense ervaar, moenie altyd wag vir daai een om eers te begin bou nie. As jy sien die een bou na jou kant toe, bou terug, laat die brug mekaar ontmoet, maar kom ek moedig jou aan, sit die liefde in weer, kom wees jy 'n brugbouer, want liefde is altyd 'n goeie, stewige brug.